Jesus word gekruisig. Opgewonde Jode van oral in Palestina en Jerusalem is bymekaar vir die Paasfees. Die Vrydagoggend is daar egter skokkende nuus in hierdie stad. Jesus van Nasaret gaan gekruisig word vir verraad. Jesus is nou in die hande van die Romeinse soldate, wat hom dwing om 'n swaar kruis deur die strate te dra na die koppie met die naam Golgotha, of Kobbeenplek. En terwyl Jesus die swaar kruis strompelend dra, vul die strate met 'n vreemde mengsel van toeskouers en rouklaars, priesters en fariseërs wat Jesus dood wil hê. Vroue wat huil vir die man wat sondes vergewe en siekes genees. Nuuskierige toeskouers wat net wil sien hoe 'n veroordeelde man sy kruis dra. 2 rowers word ook gevonnis om gekruisig te word. Op pad val Jesus onder die kruis se gewig. Om die aaklige optog aan die gang te hou, roep die Romeinse offisier 'n man wat daar staan. Simon van Sirene. "Jy, dra sy kruis vir hom," sê die soldaat. Het is omtrent 9:00 die oggend toe Jesus en die 2 rowers by Golgotha aankom. Soldate spyker die Seun van God aan 'n kruis tussen die 2 rowers vas. Pilatus se bordjie hang bo Jesus se kop. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En terwyl hulle daar hang, bid Jesus: "Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Vir die Romeinse soldate is Jesus net nog 'n misdadiger. Hulle sien dat Jesus 'n mooi kleed aan het. "Hierdie kleed het geen nate nie. Hoe moet ons dit verdeel?" "Dis te mooi om in stukke te skeer. Kom ons dobbel daarvoor." En terwyl Jesus se vriende staan en kyk hoe hy ly, kom nuuskierige mense by. Party van hulle terg hom. Een sê: "As jy die koning van die Jode is, kom van die kruis af, dan sal ons jou glo." Maar een van die rowers, wat saam met Jesus gekruisig is, beledig hom ook. "As jy die Messias is, red jouself en vir ons ook." Maar die ander misdadiger, aan sy linkerkant, sê: "Het jy geen respek vir God nie? Ons verdien om te sterf. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." Jesus en hierdie man het 'n gesprek. En hierdie man sê vir Jesus: "Here, onthou my wanneer U in die koninkryk kom." En Jesus kyk hom in die oë en sê vir hom: Jy sal vandag nog saam met my in die hemel wees." Jesus kyk af en sien sy ma Maria en sy vriend Johannes by die voet van die kruis waar hulle angstig na hom kyk. "Johannes," sê Jesus, "sorg vir my ma." Johannes vat Maria toe na sy eie huis toe en sorg vir haar soos vir sy eie ma. En dis nou 12:00. 'n vreemde skaduwee hang oor die land. Jesus ly vir 3 ure onder die donker lig en dan roep hy uit. Hy roep uit na God: "Vader, ek gee my gees in U hande oor." Jesus sterf. En op daardie oomblik laat 'n aardbewing die hele aarde skud. Op daardie einste oomblik in Jerusalem skeur die heilige gordyn van die heilige deel van die tempel middeldeur. "Wat kan dit beteken?" roep die skrifgeleerde in die tempel. Op 'n heuwel genaamd Golgotha het die Seun van God sy lewe vir die sondes van die wêreld gegee. Die gordyn in die tempel skei ons nie meer van God se teenwoordigheid nie, want Jesus, die Seun, het vir my en vir jou die pad na die Vader toe oopgemaak. Buite die stad gaan staan selfs die Romeinse offisier in beheer van die kruisiging verstom oor wat gebeur. Vol eerbied kyk hy op na die man wat sy vyande vergewe het. En hy sê: "Hierdie man was werklik die Seun van God." 'n soldaat steek vir Jesus met 'n spies om seker te maak dat hy dood is. Die getuies is hartseer. Hulle gaan stadig terug Jerusalem toe. Nou het hulle alle hoop verloor dat Jesus die beloofde verlosser is, wat hulle van die Romeine sou bevry. En in Jerusalem gaan Josef van Arimatea, 'n geheime volgeling van Jesus, na Pilatus toe. Hy vra: "Mag ek Jesus se liggaam kry sodat ons hom voor die Sabbat kan begrawe?"
Ja, sê Pilatus vir hom. Ek sal vir die offisier in beheer sê. Die volgende dag, met eerbied haal Josef Jesus se liggaam van die kruis af. Nikodemus help vir Josef om die liggaam in linnedoeke toe te draai en sit dit in Josef se grotgraf in 'n tuin. Die volgende dag gaan die hoëpriester en die fariseërs na Pilatus toe. Pilatus, Jesus het gesê hy sal na 3 dae opstaan uit die dood. Beveel asseblief die soldate om die graf te gaan seël. Ons wil nie hê sy disippels moet sy liggaam gaan steel en dan beweer dat hy uit die dood uit opgestaan het. Pilatus sê vir hulle, vat julle soldate wat julle nodig het. Laat hulle tot die 3de dag toe wag staan. So word die graf met 'n swaar klip verseël en Romeinse wagte staan daar wag. Dit is die laaste wat ons van die man sal hoor wat homself die seun van God genoem het. Maar voordat die son egter daardie sondagoggend opkom, begin die aarde skielik erg skud. 'n Engel van die Here rol die swaar klip een kant toe. Die soldate val doodbang op die grond neer. Toe die aardbewing verby is, vlug hulle terug na die stad toe. Met sonsopkoms, daardie oggend, gaan Maria Magdalena en ander vriende van Jesus na die graf toe. Nou dat die Sabbat verby is, wil hulle Jesus se liggaam met kruie balsem vir 'n behoorlike begrafnis. Hulle wonder wie hulle sal help om hierdie swaar klip weg te rol. Maar toe hulle in die tuin kom, een van hulle roep, die graf, dis oop. Maria hardloop dadelik terug Jerusalem toe om vir Petrus en Johannes te vertel dat iemand Jesus se liggaam gesteel het. Die ander vroue gaan die graf in en dan kry 'n engel wat daar sit. Moenie bang wees nie, sê hy vir hulle. Jesus het opgestaan, gaan vertel vir sy disippels. Toe Petrus en Johannes Maria se nuus hoor, hardloop hulle graf toe om self te kyk wat aangaan. Net sy grafdoeke is daar. Wat beteken dit? Hy het seker uit die dood uit opgestaan, sê die ander een. Hy het gesê hy sal, maar ons het nie vir hom geglo nie. Teen die tyd dat Maria terugkom in die tuin, is die ander reeds weg. Sy staan buite die graf en sy huil. Iemand praat met haar. Waarom huil jy, vra die iemand. Sy sê, as jy die liggaam van Jesus gevat het, sê asseblief vir my waar dit nou is. Maar dan sê Jesus saggies Maria se naam. Sy herken nou sy stem. Meester. Jesus se vriende is nie die enigstes wat hierdie nuus hoor nie. Die wagte wat by die graf was, gaan reguit na die priesters toe en vertel vir hulle wat gebeur het. Die priesters is geskok en wil nie hê enige iemand moet die waarheid hoor nie. Daarom bedink hulle 'n slinkse plan. Hierop, vat die geld. Vertel vir die mense dat Jesus se disippels sy liggaam gesteel het, terwyl almal van hulle geslaap het. Maar terwyl die soldate hierdie leuen vertel, sluit Jesus by 2 van sy volgelinge aan waar hulle op pad terug is huis toe. Hy maak dat hulle hom nie kan herken nie, en verduidelik vir hulle wat die skrif oor sy dood sê. Die profete het gesê die Christus gaan ly, sê Jesus. Hy gaan ly voordat hy die verlosser van die wêreld kan wees. Dan eet Jesus saam met hulle in Emmaus. En toe Jesus die brood seën en dit vir sy volgelinge gee, herken hulle hom skielik. Jesus, sê hulle. Maar net so verdwyn hy skielik. Sodat Jesus nie meer raak gesien kan word. Maar hy het definitief die nuus met die wêreld gaan deel.